Welkom by hierdie voorlesing van Sterre is vir altyd, die eerste in die reeks oor die Barnard meisies. Geskryf en voorgeles deur Sofia Kap, uitgegee deur Boekdiva Uitgewers. Hoofstuk 17. Broer. Sy wil die stukkie croissant aanvat wat hy uithou, maar toe sy haar hand uitsteek, neem hy dit weg. Druk haar hand weg. Hou die happie croissant weer voor haar mond. Sy grinnik en laat hom toe om dit in haar mond te sit. Kyk hoe hy die vingerpunte soen wat aan haar lippe geraak het. Daar is 'n bewing in haar. Dis hartog wat steeds tussen hulle vibreer, wat hy die hele tyd tussen hulle laat vibreer. Vandat hulle hier kom sit het, langs mekaar by die klein tafeltjie op die sypaadjie voor 'n bakkery, stook hy met elke woord en elke gebaar die vuur tussen hulle. Die manier waarop hy die spyskaart vir haar gehou het, sodat sy kan kies wat sy wil eet, haar hand wat hy saam met syne in sy jassak gedruk het, sodat hy dit kan warm hou tot die koffie gekom het, die kersie tamatie wat hy van haar omelet afgegaps het, middeldeur gebyt het en toe vir haar uitgehou het, alles is gelaai met 'n smeulende sensualiteit wat haar net dieper in die betowering intrek wat hy om haar geweef het. Maar die bewing is ook 'n bietjie vrees, want hierdie betowering grens aan bedwelming, en bedwelming is 1 tree weg van verslawing. Sy het onderskat hoe verknog sy aan hom sou raak, selfs na 1 aand saam. Hoe gaan dit wees na 'n week saam met hom? En, wat is die uitslag? Sy trek haar gedagtes weg van die donkerte. Hier en nou, dis wat sy het. Hierdie lieflike, goue dag het sy saam met hierdie man. Dis die dag wat sy gaan leef, volledig leef, sodat sy dit kan bære vir die winter. Sy gaan dit nie belas met negatiewe gedagtes oor die toekoms nie. Wat sy uitslag? Oor die croissant. Hoe vergelyk dit met ons bakkerysin? Hierdie kafee roem hulle op hulle gebak, veral hulle croissants. Ons bakkery. Sy smak haar lippe en grinnik. Ek het nie geweet ek moes oordeel nie, daarvoor het ek nog 'n happie nodig. Die een donker wenkbrau skiet op. Ek vermoed dis 'n onderduimse triek om meer van my croissant te kry. Hy breek nog 'n stukkie van die gebak af en hou dit weer voor haar mond. Sy hap, kou, dink. Ek dink ons bakkerysin is lekkerder. Botteriger. Hy knik. Ek stem saam. As jy 'n Parysenaar is, moet jy jou croissants ken. En croissants hou vir my spesiale betekenis in. Hoe so? Die donker blik fokus op die kos voor hom. Dit was die eerste ding wat my ma in Parys geëet het en dit was daarna vir ewig haar gunsteling kos. Weerlig skiet deur haar. Dis die eerste brokkie inligting oor die vrou wat hom grootgemaak het, wat hy uit sy eie met haar deel. As daar een ding is wat sy van hom weet, is dit dat hy suinig is met persoonlike besonderhede. Vir al sy kinderjare hou hy agter hemelhoë skanse versteek. Het jou ma van Parys gehou? Dis asof die vraag neutraal genoeg is dat hy kan ontspan. Sy was mal oor Parys. Die croissants was die ding in die stad waarvan sy die tweede meeste gehou het. Waarvan het sy die meeste gehou? Hy kou stadig aan die laaste happie van sy ontbyt. Sluk. Teug aan die koffie. Ek gaan jou vandag wys. Dis al, net dit en die glimlag. Maar sonder dat hy dit hoef te sê, weet sy, dis 'n toets, moontlik die grootste een waarvoor sy al ooit te staan gekom het. Sy sluk die laaste van haar koffie af, sit so met die koppie tussen haar hande om die laaste hitte daaruit te trek. Wat het sy van die Mona Lisa gedink? Stadige grinnik, opreg, tot in die oë. Sy kon nie verstaan waaroor al die ophef was nie, want die een wat haar make-up gedoen het dan vergeet van haar wenkbroue. Is jy reg? Breë grinnik. Ja. Nou toe kom. Hy neem haar aan die hand en draf met haar in die rigting van die staal trap. Hy het dit doelbewus so beplan. Hy het die kaartjies reeds vanoggend aanlyn gekoop en gesorg dat hulle hier by die museum is 'n halfuur voor die deure oopmaak. Dis skouerseisoen en die ry is skaflik. Nie soos in die somer of oor Kersfees wanneer die streng lywe tot om die straathoek staan nie.
Die meeste besoekers in die ry is jongerig en hy vermoed hulle gaan die dorsy van onderaf boontoe verken. Hy wil bo begin, want hy wil hê sy moet die Van Gogh sien, voor daar 'n samedromming is. En hy wil haar gesig kan sien waar hy haar reaksie vir homself kan hê. As hy reg is oor haar, en hy was tot dusver in elke moontlike opsig reg oor haar, gaan haar belewenis van die kuns in hierdie plek die werklike hoogtepunt van hulle besoek wees. Aan die bopunt van die trap draai hy skerp regs en hy stuur haar in die saal in. Dis soos wat hy gehoop het. Hulle is die enigstes daar. Die vertrek is skemerdonker en doodstil en die enigste lig kom van die kolligte op die skilderye. Die eerste een wat 'n mens sien as jy instap, is die sterre. Nie so bekend soos die sterrenag in die MoMA nie, wat geskilder is toe Vincent sy houvas op die werklikheid begin verloor het en selfs die sipresse in vlamme opgegaan het. Hierdie een is sagter, meer sereen, met 'n paartjie in die voorgrond en die weerkaatsing van ligte in die rivier. Maar ook in hierdie een kan 'n mens die skilder se lewenslange drang aanvoel, wat later amper 'n obsessie geword het, om die diepte en omvang van 'n helder sterrenag weer te gee. 'n Oomblik lank staan hy so, weer oorstelp oor wat dit in hom wakker maak. Hy ken die skildery so goed, het dit al soveel keer gesien, maar dit roer hom elke keer opnuut. Maar dan draai hy na haar, want dis waarvoor hy hier is. Sy staan botstil, haar hand steeds om haar rugsak se band soos wat sy dit vasgehou het toe sy die trappe opgedraf het. Haar oë stip op die sterre. Die sagte mond is weerloos en hy sien hoe sy die onderlip vasbyt om die bewing te keer. Hy sê niks, ryk nie uit nie, raak haar nie aan nie. Geen net 'n klein tree terug, sodat hy haar kan dophou, terwyl Van Gogh in sy meesterlike menslikheid haar wegsleur. Ja, bruiste deur hom. Hy was reg om haar hierheen te bring, hy was reg om hierdie oomblik te skep en om dit vir homself toe te eien. Hy het vermoed dis hoe sy gaan reageer, en hy was reg. Ver af hoor hy stemme, en hy weet hulle tyd is amper verby. Dis 'n gewilde vertrek, en ander museumgangers kom baie keer ook direk hierheen. Hy raak aan haar elmboog. Kom sê gou hallo. Regs van hulle hang die bekende portret van die gesig, bonkig, hoekig, met die opvallende rooi baard en die skugter oë wat net nooit die onerbarmlikheid van hierdie wêreld kon verwerk nie. Weereens staan sy botstil terwyl die emosie oor daardie ekspressiewe gesig spoel. Al wat sy doen, is om albei hande se vingerpunte teen haar mond te druk en dan na die skildery uit te hou in 'n stil saluut. Die ander museumgangers kom ingestroom en dadelik is daar 'n samedromming by die sterre. Een stap tot reg voor die selfportret en druk sy neus amper teen Vincent sin, sonder om enige van die ander besoekers in ag te neem. Dis die prys wat 'n mens betaal vir 'n openbare museum, weet hy, maar hy is nietemin dankbaar dat hy vir haar die paar minute van stilte met die meester kon beding, en dat hy daarmee vir homself haar belewing daarvan kon beding. Kom ons stap deur al die lokale tot onder, sê hy. Hier is 'n paar uitsonderlike stukke. Waar kos haar laat kwetter, laat kuns haar stil, kom hy agter. Sy praat nie, sê nie wat vir haar mooi is of wat haar roer nie. Gaan staan net voor 'n skildery of 'n beeldhouwerk met daardie groot bruin oë wat kyk asof sy die kuns indrink. Grootse kuns maak haar bly, let hy op. Degas se balletklas, Renoir se piknik in die park, Monet se veld met die papawers, Gauguin se goue vroue, selfs Courbet se asembenemende eksplisiete naakstudie steek daar die helder lig in die brein aan. Maar dis by die minder bekende stukke waar sy vassteek en die kuns net toelaat om haar te oorweldig. Die marmerbeeld van die jong prinsie met sy hond, die ouma ook in marmer, met haar uilhaartjies en knokkelrige hande wat liefdevol om die baba in haar arms vou. En dan, onverwags wanneer hulle om 'n hoek kom, die skildery van 'n pa langs 'n kind se hospitaalbed. Die pa sit in die voorgrond, 'n maar man met bonkige skoene en 'n vervrommelde pet in sy hand vasgeklem.
sy aandag geheel en al toegespits op die dogtertjie voor hom. Die kind is wasbleek en slap, en die personeel is ver en dof in die agtergrond, asof hulle weet dat hulle niks meer vir haar kan doen nie. Dis net die pa wat in sy eenvoud probeer om lewe in die kind in te wens en verstar sit voor sy eie onvermoë om haar te help. Hy sien hoe Janie vassteek, sien hoe haar hande opvlieg na haar bewende mond, sien hoe die oë vol trane skiet. Hy wil haar los, soos met die ander stukke waaroor sy ontroer geraak het, omdat hy weet dat die gesprek tussen die kunstenaar en die toeskouer heilige grond is. Dit reik oor kultuur en taal en tyd heen en behoort aan hulle alleen, en elkeen wat verpletter en gestroop voor 'n kunswerk staan, het die reg om dit onbelemmer te beleef. Maar die trane het hom week. Hy kan haar nie sien huil nie oor kuns nie oor die lewe nie. Hierdie sagte hart kan hy nie sien breek sonder om met sy kaal hande die wêreld te wil verskeur nie. Hy vou haar teen hom vas met 'n hand teen haar wang sodat hy haar trane kan wegvee. Staan so tot sy tot bedaring is. Ek is jammer, ek het nie bedoel om jou te ontstel nie, sê hy stil terwyl sy haar oë met 'n sneusie klad. Die kyk wat hy kry is vol opregte verstomming. Jy het my nie ontstel nie. Wel, ek is jammer dat ek vir jou kuns kom wys het wat jy ontstel het. Sy leun terug en skud haar kop. Kuns is veronderstel om 'n mens te ontstel. Dit moet jou ontwrig en uitdaag en anders laat kyk na die werklikheid. En dit moet jou herinner dat gewone mense soms enorme goed oorkom en ten spyte daarvan aangaan met leef. Ek glo van al die heldedade wat daar is, verg dit die heel meeste moed. Hy sê niks, tel net die hand op sy arm op en druk 'n soen op die rugkant. Jy's reg, soos altyd is jy reg. Is daar iets waarna jy weer 'n slag wil kyk? Want anders is ons nou deur die uitstalling. Nee, ek wil dit weer sien, maar nie vandag nie. OK, kom ek gaan koop vir jou roomys. Die dag word 'n herontdekking, 'n heropenbaring van die stad waarin hy soveel jaar so hard gewerk het om homself te vind. Hy ken die plekke waarheen hy haar neem en die goed wat hy vir haar wys. Ken Monet se waterlelies in die L'Orangerie, die gebrandskilderde vensters van Saint-Chapelle, die marmersuile van Onze Dame wat weer toeriste en aanbidders betower na die brand wat haar amper verwoes het. Hy het reeds in sy studentejare verwonderd gestaan oor die pendulum waarmee Foucault bewys het dat die aarde draai. Hy het ook al by 'n straatverkoper warm friets gekoop en dit met 'n klein plastiek vorkie uit 'n papierkeel in die Jardin du Luxembourg sit eet. Maar dis asof hy dit vandag vir die eerste keer behoorlik beleef. Omdat hy dinge deur haar oë sien. Hierdie vrou voel suiwerder, meer opreg as enige iemand wat hy ken, en sy laat dit toe om te wees, om haar mee te sleur, sonder dat sy ooit daaraan dink om haar hart te beskerm. Sy leef diep, hierdie een, met alles wat sy het, en sy aanvaar alles, of dit nou groot kuns is, of 'n spotprent op die Pont Alexandre, profiterol of pomfriet, 'n mamma wat met haar baba op die gras speel, of twee gryskoppe wat langs mekaar op 'n parkbankie in die son sit en dit as 'n geskenk. Sy neem alles wat die dag inhou, voel voluit, beleef voluit, sonder vrees of voorbehoud. Nee, Janie, die dapperste ding is nie om te bly leef nie, die dapperste ding is om na dwarsklappe en teleurstellings te bly leef en steeds jou hart oop te stel vir alles, goed en sleg, wat die lewe na jou kant toe slinger. Om nie terug te kruip in jou dop en jou verhouding so oppervlakkig en onpersoonlik te maak dat hulle naderhand absoluut niks vir jou beteken nie. Hy neem die leë frietspapier by haar, gooi dit in 'n vullisdrom en trek haar oorent. Kom betoon bietjie jou respek teenoor die klein korporaal. Jy kan darm nie Parys besoek sonder om aan hom hulde te bring nie. Haar reaksie op die ornate praalgraf wat die Franse vir Napoleon gebou het, is alles wat hy gehoop het, en meer. Sy loop om die enorme sarkofaag van rooi marmer, kyk op in die indrukwekkende gewelf van die koepel bo die tombe, rek haar oë vir hom en knik ewe sedig,
maar hy kan sien daar sit 'n dik streep satiere in. Buite in die laatmiddag druk sy haar donker bril op haar neus. En die wenkbroue lig agter die donker raam uit. Daai rooi monstrosity kon nie net vir die klein korporaal se beendere gewees het nie. Dink jy dit was vir die ego ook? Hy lag. Hy het vermoed, gehoop, daardie aardse streep gaan deurslaan en hy is nie teleurgestel nie. Kom, daar's nog een ding wat ek jou wil wys, dan kan ons huis toe gaan. Dis aardig. Ek weet ons het vandag 'n enorme klomp goed gesien, maar ek is glad nie moeg nie. My voete is bietjie seer, maar dis asof die res van my nou maar eers begin absorbeer aan hierdie lieflike plek. Haar hand soek en vind syne en sy bring hom tot stilstand. Dankie vir vandag, Max. Ek sou al hierdie goed misgeloop het as jy my nie gebring het nie. Dis my plesier, is al wat hy homself toelaat om te sê, want eintlik wil hy die stad en die dag en die son en Vincent se geel sterre met sy hande bymekaar skraap en dit aan haar voete lê. In steede daarvan beduie hy straat se kant toe en hulle stap al met die laan en kastanjes op die sypaadjie tot by 'n hek in 'n muur van die kenmerkende blonde Paryse klip. Hy betaal die toegangsgeld, maar lei haar dan om die gebou. Kom kyk eers die tuin. Haar oë is helder van wonder. Rodin, die denker. En kyk nie die rose, Max, hoe lieflik. Sy loop deur die tuin, stop by elke roosbos om die blomme in haar hande te kelk en die geur daarvan diep in haar longe te trek. Voor elkeen van die beelde gaan sy staan, woordeloos, terwyl sy dit indrink. Hy loop agter haar aan sodat hy haar kan indrink. Dis nie net beter by haar nie, dis verkwikkend. Hy voel skoon ligter, jonger, asof hy die ou siniese Max met sy teleurstellings en sy wrokkigheid en donkerte kan agterlaat en kan uitreik na 'n Max wat weer bereid is om te glo in die goedheid van mense, wat homself kan oopstel vir die son op 'n roos en die geritsel van die wind in die lindebome. Op sy eie is hy nie dapper genoeg om in 'n sagte toekoms te glo nie, maar met hierdie vrou aan sy sy is selfs hy bereid om te begin hoop dat daar vir hom in hierdie lewe meer beskore is as stryd en wroging. Dit is natuurlik heeltemal te gou om oor 'n toekoms saam met haar te dink, laat staan nog te praat. Na regte is hy 'n opportunis wat haar teleurstelling oor 'n slap gat boyfriend uitgebuit het om haar in sy bed te kry. Of tegnies om homself in haar bed te kry. Meer nog, sy is regtig glad nie sy tipe nie. As iemand hom 'n week gelede nog sou dwing om 'n onsinnige ding te doen, soos om 'n lys te maak van al sy vereistes vir 'n lewensmaat, sou hierdie vrou letterlik aan nie een daarvan voldoen het nie. Sy is te intens, te aards, te eerlik, te huislik. En tog is hy met elke nuwe oomblik wat hy in haar geselskap deurbring, sekerder dat hy in haar sy sielsgenoot gekry het. Hy kyk na haar waar sy oor die tuindam leun, om met die enorme koei te praat wat vir haar deur die waterlelieblare loer. Selfs 'n verdomde oorgewig goudvis is nie teen haar bestand nie. Hy stap nader en haak weer haar arm deur syne, deels sodat hy haar na die museum toe kan lei, en deels omdat hy haar naby hom wil hê. Dis nou al so, dat hy onvolledig voel as hy nie binne reikafstand is nie. Hulle stap die trappies op van die mooi ou gebou van dieselfde blonde klip, deur die Franse glasdeure, en hy los haar sodat sy kan ontdek, sodat hy weer kan terugstaan en kyk, sodat hy kan sien, kan weet, dat sy instink oor haar korrek is. Hierdie tyd van die jaar op 'n weeksmiddag is die plek leeg genoeg, dat hulle soms sale vir hulle self het. Sy dwaal tussen die beelde rond met die grasie van 'n danser en die verwondering van 'n kind. By die skepping gaan staan sy vir lang minute doodstil. By die soen kyk sy op na hom en glimlag, 'n wye, helder glimlag wat die hele laatmiddag goud maak. Maar dis by 'n uitstalling agter glas met oënskynlike onopvallende tekeninge en kleiner stukke waar sy vassteek en staar. Met al die ander werke was sy eerbiedig teenoor die kuns en het sy net gekyk met haar hande agter haar rug of voor haar bors in mekaar gevou. Voor hierdie beeldjie steek sy 'n voorvinger uit, asof sy iets herken. Anders as die ander marmer en bronsstukke
is hierdie beeld van rooi-bruin terrakotta klei en klein. 'n Borsbeeld van 'n jong Rolls-Royce. Die naaldwerkstukkie wat dwars deur Rodin se stormagtige en gekompliseerde lewe sy muse en metgesel was. Die vrou wat vir hom 'n seun gegee het en met wie hy uiteindelik eers sou trou, enkele dae voor haar dood. Selfs hier, in haar jeug met die mond nog soet en vol, is daar aan haar 'n vreemde soort hinkering en weemoed, asof sy toe reeds geweet het watter prys die liefde van haar sou eis. Dis sy, hoor hy. Die bruin oë swaai om, vind syne. Hierdie meisie, sy was jou ma se gunsteling. Hy knik net. Ja, die beeldjie was sy ma se gunsteling. En ja, hy was reg oor haar. Dis reeds donker toe hulle uit die restaurant kom. Die plek is klein, onbenullig amper, en die disse eenvoudig. Maar na die dag se rondloop was die dik sop en growwe boerebrood koningskos. Sien jy kans vir 'n laaste entjie se stap? Dis nie ver nie, maar ons kan 'n Uber kry as jy moeg is. Sy skud haar kop en neem die hand wat hy na haar uithou, sodat hulle die paar straatblokke huis toe kan stap. Dis mooi hier op die promenade van die Seine, met die warm lig wat uit die straatkafee spoel en die silwermaan wat oor die dakke van Parys hang. En dit gee haar die geleentheid om deur al haar gewaarwordinge te werk. Hy het dit nooit so gesê nie, maar sy het so gaandeweg besef dat hierdie dag vir hom iets anders beteken as vir haar. Vir haar was dit 'n ontdekking, vir hom was dit 'n terugloop op sy spore. Dis asof hy na iets gesoek het uit sy verlede, na iets wat hy gehad het, iets kosbaars, wat hy langs die pad verloor het. Vanaand is hy stil, rustig, asof hy dit gekry het. Hy gaan staan, slaan sy arm om haar skouers en draai haar in die rigting van die water. Kyk. Dis nie dieselfde toneel nie, sy weet dit. Van Gogh het sy sterre by Allée geskilder, in 'n ander seisoen en langs 'n ander rivier. Maar die weerkaatsing van die ligte uit die geboue is dieselfde, en in die donkerblou hemel flonker dieselfde sterre vir hulle. En hulle staan daar, hy en sy, die paartjie in die voorgrond. Sy trek haar asem diep in. Sy het vir hom aandete in 'n bento-boksie aangebied. Hy het vir haar die sterre gegee. Nie vir altyd nie, natuurlik. Die sterre wat in die noordelike halfrond gaan agterbly wanneer sy teruggaan, saam met die enigste man by wie sy gekry het wat sy nodig het, sonder dat sy daarvoor hoef te gevra het. En sy gaan dit alles moet prysgee en agterlaat, en dit gaan haar leeg en stikkend los. Maar nie vanaand nie. Vanaand is die sterre hare. Sy draai teen hom vas en slaan haar arms om sy lyf. Dankie, Max. Indien jy die volledige Sterre is vir altyd op YouTube wil volg, teken in op my kanaal. Dit doen jy deur op subscribe onder die video te klik. As jy op die klokkie klik, laat YouTube jou weet wanneer ek die volgende hoofstuk laai. Indien jy eerder die papierboek wil hê, kan jy dit bestel by Graffiti Boeke. Ek plaas die skakel in die beskrywingsboks hieronder. Sterre is vir altyd is slegs beskikbaar by Graffiti Boeke en Bargain Books.